Welkom terug. Ons het gister met Thys van Sail gesels oor die spanning in die Midde-Ooste met die konflik rakende Iran wat verskeie veranderings in die markte teweeggebring het. Om te verduidelik hoe verandering in die mark hanteer moet word, gesels ons nou met die gesertifiseerde finansiële beplanner by Everest Advisory Services, Elizay Coetzee. Elizay, welkom terug. Lekker om hier te wees. Goed, so waarom raak selfs ervare beleggers onrustig wanneer hulle beleggings se waarde daal? Weet jy sien 'n bedrag en wat jy in gedagte het en jy dink jouself, okay, dinge lyk oral, dinge lyk goed en dan val jou waarde ewe skielik. So dit is maar net 'n normale reaksie om 'n bietjie van 'n skok op jou hand te wees om te sê, weet jy wat, nou is die moeilikheid, moet ek iets doen, moet ek nie iets doen nie. En dis nou waar die verskil in ervare en nie ervare beleggers inkom nie. Waar ervare beleggers dikwels die golf uitry, as jy dit so kan sien. Jy weet, hy gaan waarskynlik weer opkom. Dis nie 'n waarborg nie, maar hy gaan waarskynlik weer opkom. Dit is nou al oor en oor bewys. En dan nie ervare beleggers is geneig om 'n besluit te neem om dan nou te sê, nee wat, ek gaan nie verder hierdie afdraandery nie, ek klim sommer nou uit voordat hy nog onder toe gaan. En dis dan waar die moeilikheid inkom, want as jy weer sien, dan kom hy weer op en dan wil die mense wat nou verkoop en dan natuurlik weer inkoop. En hoe gebeur dit dan, ja? So, hoekom lei iets so spanning en selfs emosies dan so gereeld tot swak finansiële besluite? Ek sou sê, weet, mense brein is snaaks in mekaar gesit. Ek is nou nie 'n dokter of 'n mediese kenner nie, maar as jy nou dink, as daar enigiets spannend of so met jou gebeur, jy het dadelik 'n veg of vlug. So, baie mense is geneig om te vlug. Ek wil nie hiermee deel nie, ek sien nie kans hiervoor nie, dit is nie vir my nie, en dan onttrek hulle. Wat er nou eintlik gebeur is, jy realiseer jou verlies. Want as jy byvoorbeeld R100 vir hierdie item betaal, en jy sien hy groei nou, jy weet, oor 'n paar jaar met prys, en hy is nou dalk R200 werd, en iets gebeur in die mark, en hy is nou ewe skielik R50 werd, sal jy hom verkoop vir R50, of sal jy hom net omhou, want waarskynlik sal hy weer opkom, of gaan jy nou maar dit vir R50 vat, en dan jou verlies realiseer op die einde van die dag. Nee, dis net so goed, jy koop 'n huis en nou ewe skielik, jy weet, is die markte af, kom ek verkoop nou die huis. Nee, jy wag mos nou uit. So, dit is nou ongelukkig nou maar hoe ons brein gewaar is, ons vlug gewoonlik. Ja. Maar nee, hou uit. En hierdie volgende vraag sluit dalk aan by dit wat jy nou net gesê het, want die vraag is ook, wat laat sommige beleggers dan glo dat hulle geld red deur dit te verkoop wanneer die markte so 'n bietjie daal? Ja, so dit is gewoonlik 'n T3. So wat dit beteken, hy het 'n 3-dag tydperk voordat hy realiseer. So wanneer jy verkoop, dan kan hy nog afgaan totdat wanneer jy jou geld uitkry in jou bank fisies, of wanneer hy in 'n kontant bateklas dan nou weer is. Sê nou net jy's in 'n aandeelportefeulje en hier gaan hy nou af, nou skakel jy om na kontant. So dit gebeur nie in sekondes nie. Dit gebeur gewoonlik oor 'n tydperk. En dan wanneer die markte dan nou weer optel, besluit jy, weet jy wat, ek wil nou weer koop. En dan dink jy, okay, hy gaan nou weer opgaan, en as jy weer sien, dan koop jy op 'n hoog. So jy verkoop op 'n laag en koop op 'n hoog. Presies die teenoorgestelde as wat jy moet doen. En waarom is dit riskant om te verkoop bloot omdat die mark skielik dan nou afbeweeg? Want juist omdat die golf natuurlik gaan. So hy gaan op en af en op en af. So weet, niemand het 'n kristalbal om te sê, weet jy wat, binne die volgende 3 dae gaan hierdie mark optel, kom ons begin nou koop nie. Dit is maar 'n tipe van 'n waagkans wat jy vat om te koop, maar wie nie waag nie wen nie. So op die einde van die dag, neem 'n ingeligte besluit om te besef, weet jy wat, het ek nou die geld nodig om elders te belê, of elders te spandeer, of om iets te betaal, of doen ek dit bloot uit die feit uit, omdat ek nou angsbevange is, weet jy wat, ek gaan geld verloor. So dis nou waar ons moet besef is, jy weet, ry die golf uit, jy gaan wisselvalligheid ervaar in die aandelemark. Dit is nie iets wat vandag al kom nie. Dit is al jare oor bewys. Jy gaan 'n golf ry. Maar op die einde van die dag gaan jy definitief groei in jou portefeulje hê as jy die golf ry. As jy uitklim, sorry vir jou, jy gaan verseker 'n verlies kry. Ja. Sorry vir jou. Ja. Goed, wanneer markte gewoonlik herstel, hoekom mis beleggers wat verkoop dikwels daardie herstel? Jy is oor die 3-dag tydperk, of die T2, of wat ook al dit mag wees. Daar is 'n tydperk wat verloop. Al is jy in jou eie portefeulje of aandeleportefeulje, dit gebeur nie in sekondes nie. So juist hoekom? Jy weet, as jy daai opvang het, dan ewe skielik dan, weet jy wat, jy's nou 'n bietjie laat. Sorry, hy's klaar op. Jy dalk veronderstel jy wil op 'n R100 aandeel terugkoop. As jy net terugkoop, is dit dalk R130 aandeel. Ja. En dis nou maar so. En hoekom laat 'n rooi syfer mense paniekerig voel? Selfs al is dit net iets soos 'n tydelike beweging.
Ja, ek dink ons moet begin iets sien in swart en wit, ophou na rooi goed staar, want op die einde van die dag, dit kan dalk 'n uitverkoping wees, of 'n aankoop, of 'n tipe van 'n seilbordjie wees wat in rooi is, dit moet amper so wees vir jou. Ja. Maar, weet, as jy markte in 'n rooi sien jy ooit, jy weet, jy het verliese, jou fondswaarde lyk bietjie slegter. Dit is ongelukkig daai iets wat vir jou bietjie meer angs op lyf jaag. So op die einde van die dag, praat met jou finansiële adviseur om kundige besluite te neem, om ingelig te wees oor jou finansies, om jou doelwit dop te hou, om daai plan dop te hou, om seker te maak jy is op dreef. Want op die einde van die dag, wanneer jy enige besluite neem wat van kort van draad is of kennis is of so, jy weet, oor die algemeen, jy verander nie noodwendig aan jou doelwit nie, maar jou paadjie verander dalk. En as jy nou 'n verlies realiseer hier, moet jy soveel harder werk, soveel langer werk om by jou doelwit uit te kom. Jy sal waarskynlik dalk op 70 moet aftree in plaas van 65. So bly net by jou plan. Raak rustig daaroor en praat met jou finansiële adviseur om jou raad te gee dan daaroor. Hoe sê jy die belangrikheid van iets soos geduld beskryf wanneer dit kom by 'n suksesvolle belegging? Ja, dit is nie iets wat almal het nie, selfs ek nie, want jy wil so gou as moontlik geld maak en jy weet, jy kan jouself nie ryk spaar op die einde van die dag nie. So as jy byvoorbeeld geduldig wil wees en eerder 'n tipe van 'n matige tot konservatiewe bateklas wil neig, soos 'n kontant, dan gaan jy okay wees om lae golwe te ry. Jy gaan tussen 'n 7 en 'n 8%, jy gaan nie noodwendig in 'n minus van kapitaal wees nie. As jy kyk na ander bateklasse wat nou 'n bietjie meer vreeslike hoë golwe ry, met ander woorde jy die lae diepe ook wat natuurlik die negatiewe opbrengs ook natuurlik is. Maar dan skiet hy weer die hoogte in. So daar moet jy absoluut geduldig wees. Oor die langtermyn is bateklasse wat hoë risiko is, geneig om beter te presteer as lae risiko bateklasse soos kontant. So hou uit en wees rustig. En dan net laastens, ons het 'n paar sekondes oor, maar hoekom sê is dit soms beter om net niks te doen nie? Ja, so sit op jou hande, né? Dis nou maar een van daai dinge. Jy weet, juist daaroor. Wil jy iets verkoop wat nou waarde verloor het, of gaan jy maar bietjie wag totdat hy weer waarde styg? Jy weet, mense is geneig om met aandele so te speel, maar wanneer dit by eiendom kom of ander bates kom, is dit nie so nie. So jy het nie daai prentjie in jou kop van jy weet, dit is 'n golf wat ons ry, die markte gaan weer optel, jy sal dit sien, ons het gepraat oor bulmarkte en ons het gesê daar gaan 'n markkorrelasie kom, ekonome voorspel dit, dalk waarskynlik nie nou nie, dis dalk net 'n vreeslike dip wat hy nou vang, maar hy gaan weer optel. Die Iranse oorlog het byvoorbeeld 'n baie groot invloed hierop, so, ja, gaan kyk gerus gister se praatjie van Thys, hy lig jou mooi in daaroor, ja. Ons het ongelukkig nou nie meer tyd oor nie, maar bly ingeskakel, ons is nou weer terug.